Goeiedag. Nog 'n merkwaardige persoon wat 'n rol in die geboorteverhaal van Jesus gespeel het, maar wat jy ook nie op 'n Kersfeeskaartjie sal sien nie, was Elisabeth, 'n familielid van Jesus se ma, Maria, en die ma van Johannes die Doper. Elisabeth het net so Simeon jare lank gewag dat God haar gebed sou verhoor en vir haar 'n baba sou gee. Dekades van hoop wat deur stilte dun getrek is. En toe het haar wonderwerk uiteindelik gekom. En toe die engel vir haar man die nuus bring dat hulle in hulle ouderdom tog 'n kindjie sou hê, het sy, anders as haar man, nooit getwyfel nie. En in 'n gemeenskap waar vroue nie eintlik maar gepraat het of hulle voet kon neersit nie, het sy, toe hulle die baba na sy pa wou vernoem, dit gedoen. Gedagtig aan die Engelse boodskap het sy verklaar, nee, hy moet Johannes genoem word. Toe Maria met die nuus aankom dat sy die verlosser dra, kon daardie oomblik soveel reaksies teweeggebring het. Elisabeth kon haar storie met Maria se vergelyk het en dalk teruggetrek het. Maria kon stil gebly het, bang vir wat Elisabeth dalk sou dink. Maar hulle het eerlik gedeel. En toe hulle dit gedoen het, het vreugde herken. Geloof het geloof herken. Hoop het gegroei in die teenwoordigheid van 'n ander gelowige. En die kindjie in Elisabeth se skoot het van uitbundige blydskap opgespring. Hierdie oomblik wys vir ons wat die kerk bedoel is om te wees. Mense wie se geloof in mekaar aanwakker. God het nooit bedoel dat ons hom alleen moes volg nie. Ons het mense nodig wat luister wanneer ons moeg is, wat bid as ons nie woorde kan vind nie, wat ons herinner wat waar is wanneer ons harte begin vergeet, en wat saam met ons vier wanneer God verskyn. As jou hoop vandag dun voel, reik uit na iemand wat jou kan help onthou wie God is. En as jou hart vol is, deel jou vreugde. Iemand naby jou het dalk die herinnering nodig dat God nog nie klaar is met werk in hulle lewe nie. Hoop groei wanneer ons dit met mekaar deel. Dink daaroor. Wanneer was die laaste keer dat jy eerlik was oor wat God in jou lewe doen? Die goeie en die moeilike. Met wie kan jy dit hierdie week deel? En moenie opgee nie. Kyk op. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons om nie selfsugtig te wees in ons geloof nie. Dat wanneer dit vir ons moeilik raak, ons sal mense soek wat ons geloof kan versterk. En wanneer dit met ons baie goed gaan, ons mense sal soek om dit mee te deel. Dat ons ook in hierdie Kersfeestyd weer die vreugde van u koms met mekaar sal vier. In Jesus se naam. Amen.